Awesome. Goeiemiddag julle. En welkom terug. Ons gaan vandag bietjie kyk Openbaring 15. En Openbaring 15 is nogal 'n baie belangrike onderwerp. Maar voordat ons begin, kom sluit net gou die oom. Dankie Hemelse Vader vir hierdie wonderlike dag. Dankie Here dat U met ons is en dat ons kan rus en vrede vind naby U. Here, help ons asseblief om hierdie belangrike onderwerp ter harte te neem en die wêreld daar buitekant te gaan waarsku, sodat ons nie gevang word op 'n onnodige tydperk nie. Here, help ons asseblief om wysheid toe te pas in ons dagse lewens en dat ons alles sal doen tot eer en verheerliking van U naam. Amen. OK. So kom ons lees net gou die hoofstuk. Hy's maar so 8 versies lank, Openbaring 15 vers 1 tot 8. En ek het 'n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik, 7 engele met die 7 laaste plae, want daarmee is die grimmigheid van God volëindig. En ek het gesien iets soos 'n see van glas, gemeng met vuur, en die oorwinnaars oor die dier, en oor sy beeld, en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan, met sieters van God. En hulle het die lied gesing van Moses, die diensnæg van God, en die lied van die lam. En gesê, groot en wonderlik is U werke, Here God, almagtige, regverdig en waaragtig is U, weer, o koning van die heiliges. Wie sal U nie vrees nie, Here, en U naam nie verheerlik nie, want U alleen is heilig, want al die nasies sal kom en voor U aanbid, omdat U regverdige dade openbaar het. En na hierdie ding het ek gesien en kyk, die tempel van die tent van die getuienis in die hemel is geopen, en die 7 engele met die 7 plae het uit die tempel uitgekom, bekleed met rein, blink linne, en om die bors omgord met goue gordels. En een van die 4 lewende wesens het aan die 7 engele 7 goue skale gegee, vol van grimmigheid van God, wat leef tot in al ewigheid. En die tempel het vol rook geword, en die heerlikheid van God, en uit sy krag. En niemand kon ingaan in die tempel, voordat die 7 plae van die 7 engele volëindig was nie. So ons gaan hierdie stukkie, gaan ons nou gou 'n bietjie ontrafel. Ons gaan van vers vir vers hierso vat, en ons gaan 'n bietjie kyk wat gaan daar aan. So kom ons lees net gou weer die eerste vers, ons nou die hele prentjie het ons nou in 'n breë voer, so ons verstaan nou, ons het gehoor wat gaan aan, maar kom ons begin by vers vir vers. Kom ons lees net gou vers 1 gou weer, dat ons kan sien. En ek het 'n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik, 7 engele met die 7 laaste plae, want daarmee is die grimmigheid van God volëindig. OK, nou hierdie vers beeld 7 engele in die allerheiligste plek, né? En ons gaan kyk veral in vers 5 tot 8. Dit is hoe ons kan sê dat dit in die allerheiligste gedeelte is. Hierdie engele is in die allerheiligste plek van die hemelse heiligdom, waar die 7 bakke met die 7 laaste plae van God ontvang. Op hierdie stadium, hierdie engele nog nie die plae uitgestort nie, maar hulle is besig om voor te berei om dit te doen. Die woord laaste is estatas, waarvan die woord eskatologie kry. Nou wat is eskatologie? Eskatologie, die definisie daarvan is, in die konteks van die Bybel, verwys eskatologie na die studie van die eindtye, waar die toekoms van individue, die wêreld en die koninkryk van God insluit. Dit ondersoek konsepte soos die dood, die hiernamaals, die oordeel, die wederkoms van Jesus en die finale bestemming van beide mense in die geskape orde. In wese is die teologiese verkenning van God, van wat God se plan vir die toekoms is. Nou goed, hierso is nou spesiale studie wat hierso ook aangedui word. Hulle sê konsepte soos die dood.
So die toestand van die dode is uiters belangrik, dat jy dit reg verstaan. Dis uiters belangrik. Okay. Dit is nie toevallig dat God die 7 engele die plaas sal gee in die allerheiligste plek van die hemelse heiligdom, waar die verbondsark gevind word nie. Dis baie belangrik ook. Openbaring 16 vers 1 verwys ook daarna. En ek het 'n groot stem uit die hemel aan die 7 engele hoor sê: "Gaan, gooi die skale van die grimmigheid van God op die aarde uit." Nou, die 10 gebooie is die fondament van God se regering, né? En dit is binnekant die ark, né? Ons weet dis alles is daar binnekant. Toe Israel in die getroue verbondsverhouding met die Here was en teen hulle vyande geveg het hulle die ark voor die troepe gedra en God het hulle beskerm. Nou julle, hierdie is 'n belangrike gedeelte. So ons gaan 'n bietjie terug na geskiedenis toe. Maar volg die hele patroon, maar terwyl ons dit doen, dink mooi aan die hoofstuk wat ons nou gelees het en dit wat vir ons voorlê. Soos ons vandag in die klasie ook gesê het, is die Here doen niks nie alvorens hy dit vir sy profete gegee het nie. En weet julle wat is nog wonderlik van die Here? Hy ken ons nou so wonderlik. Hy weet party van ons is prentjie mense, party van ons is hoor mense, party mense van ons leer deur enige ander situasie. So dis hoekom dat hy altyd tipes en antitipes het. Alles wat in die verlede gebeur het, sal weer gebeur, altyd op 'n groter skaal. So dit is hoekom hy eintlik die Bybel vir ons gegee het, sodat ons die prentjie kan sien oor dit wat voorlê. Goed, so, en met dit nou in gedagte, toe Israel egter hulle verbondsverhouding met die Here verbreek het die heerlikheid van die Here van hulle af weggegaan, né? En die ark het hulle nie teen hulle vyande beskerm nie. Okay, want die ark op daai oomblik was die teenwoordigheid van God gewees. Want hy het mos sy Shekinah glory was mos in die middel van die ark gewees. Hy het gekom en hy die tempel gevul met sy teenwoordigheid. Kom ons kyk gou Samuel 4 vers 3 en dan 10 en 22, net om bewyse te gee. Terwyl die manskappe die laar inkom, sê die oudstes van Israel: "Waarom het die Here ons vandag voor die Filistyne verslaan? Laat ons die verbondsark van die Here uit Silo na ons toe bring, dat dit onder ons inkom en ons verlos uit die hand van ons vyande." Toe die Filistyne geveg en Israel is verslaan, sodat hulle gevlug het, elkeen na sy tente toe, en die slagting was baie groot van Israel, het daar 30.000 voetgangers geval. En sy het gesê: "Weggevoer is die eer uit Israel, om die ark van die Here geneem is." Goed. Nou kom ons kyk na die volgende een. Toe die onbesnede Filistyne die ark gevange geneem en langs hul visgod Dagon gaan neersit. Toe het hierdie afgod op sy gesig geval en die tweede keer hierdie afgod sy kop en albei sy ledemate verloor, né? Nou die ark het toe die pla oor die stede van die Filistyne uitgestort. En ons sien dit daar so in 1 Samuel 5 vers 6 tot 12. Sien julle die gebeurtenisse wat hier plaasvind? Dit het plaasgevind. Dis hoe dit weer gaan gebeur, né? Die sogenaamde Christelike wêreld sal na die einde van hierdie genade tyd God se wet vertrap. En hulle sal geen beskerming teen die vyand hê nie. God se mense wat 'n sterk verbondsverhouding met die Here het, sal egter beskerm word. Nou die getal 7, soos wat ons gesien het, verteenwoordig volheid of volledigheid, né? Ons kyk gou na 'n paar voorbeelde uit Openbaring. Die 7 kerke, die 7 geeste, die 7 lampkandelare, 7 sterre, die 7 seels, die 7 horings van die lam, die 7 oë van die lam, die 7 engels, die 7 trompette, 7 donderslae, die 7 koppe van die draak, die 7 koppe van die dier, die 7 goue bakke wat uitgegiet word en dan die 7 konings. So 7 is in Openbaring is mos die finale boek. Dis die finale gebeurtenisse. So 7 is volmaaktheid of volledigheid. Okay. 490 keer in die Bybel verwys na 70 maal 70. Se vergifnis, volmaakte vergifnis, volmaakte genade. 490 jaar van probasietydperk aan die Jode. Dis volmaakte, daar's nie meer nie. Dit was toe die einde gewees, né?
Goed, voordat God die 7 eskatologiese pla uitstort, vermeng hy sy oordeele eers met barmhartigheid. Onthou julle die 7 trompette wat ons gehad het? Hulle was almal gemeng met barmhartigheid. Daar was nog 'n kans gewees om terug te kom. Dis die verskil tussen die pla en die trompette. Maar die 7 eskatologiese pla is die volle en totale uitstorting van sy geregtigheid sonder die vermenging van barmhartigheid. Dis waarvoor ons moet bang wees. Ons moet nie bang wees vir die mense daar buitekant wat jou kop gaan afsny of dit moet jy gaan doen of dat moet jy gaan doen en jou deur die modder gaan sleep. Nie moet bang wees vir hulle nie. Dis waarvoor jy bang moet wees. Dis waarvoor jy moet vrees. Openbaring 14 vers 10 verwys hierna as die wyn van die toren van God wat sonder vermenging, met ander woorde die volle sterkte. Julle besef nie die volle sterkte in die beker van sy verontwaardiging uitgegiet word, sy toren. Ons dink dat die vloed 'n vreeslike ding was. Dit was 'n verskriklike ding. Daar is seker nie 'n berg wat nie omgekeer was op daai oomblik nie. Daar is nie 'n aardse plaat gewees, die tektoniese plate wat teen mekaar was nie. Dit was so erg gewees dat hy een gedeelte van die kontinent wat nou Indië is, het so hard teen die ander kontinent gestamp dat Everest ontstaan het. Daai groot massiewe berg wat 10 kilometer hoog staan. Dis wat die vloed veroorsaak het. Dis nie stelselmatige stadige druk en druk nie. Dis 'n gedruk en dan het hy so verkrummel. Hy het opgestamp en daai hele ding het so opgestoot in die lug in. Dis wat die vloed was. Nou dink nou net dit is 10 keer erger as wat dit voorlê. Goed, ons moet God se toorn nie beskou as woede of wraak soos algemeen verstaan word nie, maar eerder as 'n manifestasie van sy streng geregtigheid. Net voor die einde van die genade tydperk sal God elke inwoner van die wêreld se keuse gee of om die seël van God of die merk van die dier te ontvang. Elke persoon op die planeet sal kan kies. Elkeen sal teen daai tyd klaar gekies het. Wanneer almal hulle onherroepelike besluit geneem het, sal God die plaagengele vrylaat. Die uitstorting van God se heilige toorn oor die plaag is vir diegene wat die dier in sy beeld aanbid het en sy merk ontvang het. Hoor julle, vir wie is hierdie plaag? Dis nie vir jou en vir my nie. Dis vir hulle. Openbaring 14 vers 9 tot 10. En 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê: As iemand die dier in sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskenk is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. Nou goed, die boek Openbaring verwys na hierdie groep mense wat merkwaardig daar uit gaan kom as die 144.000. Die derde engel waarsku die wêreld voor die einde van die genade tydperk om nie die dier in sy beeld te aanbid of die merk te ontvang nie. Want as hulle dit doen, sal hulle die wyn van God se toorn drink sonder 'n mengsel van barmhartigheid. Daar sal geen verskoning wees om aan die verkeerde kant te wees nie. Die gees van profesie stel dit duidelik dat God die plaag na die einde van die genade tydperk sal uitstort. I say, the world is soon to be left by the angel of mercy, and the 7 last plagues are to be poured out. The nations are now getting angry, but when our high priest has finished his work in the sanctuary, he will stand up, put on the garments of vengeance, and then the 7 last plagues will be poured out. I saw that the 4 angels would hold the 4 winds until Jesus' work was done in the sanctuary, and then will come the 7 last plagues. So met ander woorde, hierdie 4 winde wat vasgehou word, is die 7 laaste plaag. The words will soon be spoken. Go your ways and pour out the vials of the wrath of God upon the earth. One of the ministers of vengeance declares, and I heard the angel of the water say, Thou art righteous, O Lord, which art and was and shall be, because thou
has judged us. These heavenly beings, in executing the mandate of God, ask no questions, but do as they are bid. Jehovah of hosts, the Lord God Almighty, the just, the true, and the holy, has given them unto work to do. With unswavering fidelity, they go forth, panoplied in pure white linen, having their breasts girded with golden girdles. And when the task is done, when the last of the vial of God's wrath is poured out, they return and lay their emptied vials at the feet of the Lord. And the next scene is recorded after these things. I heard, as it were, in the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and the voice of the mighty thundering says, Hallelujah, for the Lord God omnipotent reign. They sing the song of the 144,000. Nee? So na al hierdie goeders gebeur het, dan kom hierdie lied wat hulle sing. Dit is betekenisvol dat die gees van profesie Openbaring 19 vers 6 hier aanhaal. 'n Groot menigte wat by die bruilofsmaal van die lam sing. En dit toepas op die 144,000, né? In die hemel nadat die pla verby is. Die boek Openbaring bevat dus 4 sienings van die 144,000 met verskillende klem. Ons kyk gou die Openbaring 7 vers 1 tot 8 is die verseeling van die 144,000. Openbaring 14 vers 1 tot 5 gaan oor die karakter van die 144. En dan Openbaring 15 vers 2 en 3 is die oorwinning wat hulle behaal het. En dan Openbaring 19 vers 1 tot 9 is dan die jubellied van lof aan God van die 144,000. So dit is die 4 gedeeltes in Openbaring wat klem lê op hierdie spesiale groep mense. Kom ons gaan gou na vers 2 en 4 toe. En ek het gesien iets soos 'n see van glas gemeng met vuur, en die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan met sieters van God. En hulle het die lied gesing van Moses, die diensdag van God, en die lied van die lam, en gesê, groot en wonderlik is u werke, Here God almagtige, regverdig en waaragtig is u weë, koning van die heiliges. Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie, want u alleen is heilig, want al die nasies sal kom en voor u aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het. Nou, die see is nie regtig waar van glas gemaak nie, maar is eerder soos glas gemeng met vuur, omdat dit skyn met die heerlikheid wat uit God se troon voorspruit. Dit is duidelik dat die 144,000 op hierdie stadium as oorwinnaars in die hemel voor God in die hemel staan, né? Voor God staan. Hulle het die oorwinning klaar behaal oor die dier, sy beeld, sy merk en sy nommer en sy naam. Hoor julle waaroor alles, né? Dit beteken dat Openbaring 15 vers 2 tot 4 die klimaks is van Openbaring 14 vers 20. Okay, goed. So dit is hoe dit uitwerk. Ons kry Openbaring 14 vers 20. Christus en sy engele vertrap die wynpers tydens die 7de plaag en verlos God se volk wat geestelik in Jerusalem is. Openbaring 15 vers 1 is die opskrif van gebeure wat in Openbaring 15 vers 5 tot 8 in hoofstuk 16 beskryf word. Openbaring 15 vers 2 tot 4 is dis die 144,000 staan seevierend in die hemel nadat Christus die engele in die wynpers vertrap het. En dan 15 vers 5 tot 8 is die einde van die genade tydperk. En dan Openbaring 16 is die uitstorting dan van die 7 pla. Okay. Nou wanneer ons die pla in Openbaring 16 bestudeer, sal ons 'n treffende parallel trek tussen die gebeure by die Rooi See en die gebeure wat tydens die laaste 3 plaas sal plaasvind. In hulle lied verwys die 144,000 na God as die koning van die heiliges, omdat die ondersoekende oordeel voor die koms voorheen onthul,
onthul het wie die lede van die koninkryk is. Goed, in 1844 het Jesus in die teenwoordigheid van die Vader in die allerheiligste ingegaan om die koninkryk van die Vader te ontvang, né? Dis wat in daai tydperk gebeur het. En dan aan die einde van die oordeel, sodra die onderdane van die koninkryk saamgestel is, gee die Vader die koninkryk aan Jesus en die heiliges. Okay, want ons het dan net soos Jesus ook oorwin. Ons het ook die sondes oorkom, soos wat Jesus dit gedoen het, né? Hy was die voorbeeld vir ons gewees. Die uitdrukking in die lied, regverdig en waaragtig is u weë, herinner aan die pleidooie van die martelare. Onthou julle die martelare wat onder die altaar mos gesê, wanneer Here, wanneer wreek u oor ons, né? Wat ons in die 5de seël gehad het. Hoe lank, o Here, heilig en waaragtig, totdat die oordeel en ons bloed wreek op die wat op aarde woon. Dit staan in Openbaring oor die 5de seël. God oordeel die sake van die martelare tydens die vooradvent ondersoekende uitspraak en tydens die 2de en die 3de pla doen hy dan die wraak, né? Selfs verder, die 2de en die 3de pla, die see en die fonteine van waters wat in bloed verander is nie net God se reaksie op die pleidooie van die martelare van die verlede nie, maar ook sy antwoord op die doodsbevel teen die 144.000 gedurende die tyd van benoudheid. Die lewende heiliges het ook tot die Here uitgeroep om die bloed te oordeel en te wreek wat hulle vyande bedoel het om met hulle vergiet het, né? Okay, kom ons lees gou Openbaring 16 vers 4 tot 7. En die 3de engel het sy skaal uitgegooi op die rivier en op die waterfonteine en dit het bloed geword. Vers 5, en ek het die engele van die waters hoor sê, regverdig, Here is u wat is en wat was, u die heilige, omdat u hierdie oordeel uitgevoer het, want hulle het die bloed van heiliges en profete vergiet, en u het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien. Sien julle hier antwoord God, daai heiliges wat onder die altaar uitgeroep het, né? Goed, nadat hierdie verse dan aangehaal is in die gees van profesie, verwys dit na die uitstorting van die 2de en die 3de pla. By condemning the people of God, met ander woorde die 144.000, to death, they have as truly incurred the guilt of their blood as it had been shed by their hands. In like manner, Christ declared the Jews of his time guilty of all the blood of holy men which had been shed since the days of Abel, for they possessed the same spirit and were seeking to do the same work with these murderers of the prophets. En dan, Openbaring 19 vers 1 tot 2, neem die seëvierende lied van die 144.000 aan. After these things, I heard a loud voice of a great multitude in heaven saying, Hallelujah, salvation and glory and honor and power belong to the Lord our God. For true and righteous are his judgments, because he has judged the great harlot who corrupted the earth with her fornication, and he has avenged on her the blood of his servants shed by her. Die lied van die 144.000 loof nie net God dat hy hulle aan die einde van die tyd van benoudheid verlos het nie. Die lied neem ons verby die millennium, wanneer God sy regverdige oordeele oor Satan, sy engele en die goddelose sal openbaar. Gees van profesie het die postmillenniale gebeurtenis so beskryf. As if entranced, the wicked have looked upon the coronation of the Son of God. They see in his hands the tables of the divine law, the statutes which they have despised and transgressed. They witness the outburst of wonder, rapture, and adoration from the saved. And as the wave of melody sweeps over the multitudes without the city, all with one voice exclaim, Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty.
Just and true are thy ways, thou King of saints. And falling prostrate, they worship the Prince of Life. In the day of final judgment, every lost soul will understand the nature of his own rejection of truth. Is nogal mooi, né? Die Here los jy nie net en gooi jy net een kant uit nie. En dan moet jy vra hoekom nie. Hy laat jy dit verstaan ook. The cross will be presented and its real bearing will be seen by every mind that has been blinded by transgression. Before the vision of Calvary, with its mysterious victim, sinners will stand condemned. Every lying excuse will be swept away. Human apostasy will appear in its hideous character. Men will see what their choice has been. Elke dag wat jy kies om nie volgens die wil van die Here te leef nie, is deel van jou keuse. Dit maak deel uit van hierdie keuse, nê? Every question of truth and error in the long-standing controversy will then have been made plain. In the judgment of the universe, God will stand clear of blame for the existence or continuance of evil. It will be demonstrated that the divine decrees are not accessory to sin. There was no defect in God's government, no cause for disaffection. When the thoughts of all hearts shall be revealed, both the loyal and the rebellious will unite in declaring, just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thy judgments are made manifest. Almal wat nou terug staan teen dit, sal dit by einde van tyd sal hulle definitief sê ook. Nou die Gees van Profesie bied 'n duidelike kronologiese volgorde van gebeure vanaf die einde van die proeftyd, met ander woorde die genade deur, tot die verlossing van die 144,000. I saw that the four angels would hold the four winds until Jesus' work was done in the sanctuary, and then will come the 7 last plagues. These plagues enraged the wicked against the righteous. They thought that we had brought the judgments of God upon them, and that if they could rid the earth of us, the plagues would then be stayed. A decree went forth to slay the saints, which caused them to cry day and night for deliverance. This was the time of Jacob's trouble. Then all the saints cried out with anguish of spirit and were delivered by the voice of God. The 144,000 triumphed. Their faces were light up with the glory of God. Is dit nie mooi nie, né? Nou hierdie aanhaling is betekenisvol, omdat dit 'n reeks gebeure na die genade deur wat sluit in kronologiese volgorde van spied. So kom ons ontleed dit gou-gou. Eerste ding is, die engele hou die 4 winde vas. Dan, Jesus voltooi sy werk in die heiligdom. En dan, die engele stort dan die 7 laaste pla uit. En dan is dit die pla, maak die goddeloses woedend teen die 144,000. En die goddeloses gee dan die doodsbevel teen die 144. En dan is dit die tyd van Jakob se moeilikheid, the time of Jacob's trouble, wat dan plaasvind vir ons. En dan is dit die 144,000 roep dag en nag om verlossing van dit. En dan is dit God se stem verlos die 144,000 in hulle gesigte verlig. Nee? Wonderlik eintlik. Gees van Profesie het geskryf oor die oomblik wanneer die 144 die oorwinning behaal oor die aanbidders van die dier, sy beeld en sy merk. Dit word verwys veral na die 144 as die Israel van God wat bewys dat ons met geestelike Israel te doen het. Kom ons kyk gou dit. The Israel of God stood with their eyes fixed upwards. Dit is nie letterlike Israel nie, daar in die Midde-Ooste nie, dis geestelik.
The Israel of God stood with their eyes fixed upward, listening to the words as they came from the mouth of Jehovah and rolled through the earth like peals of loudest thunder. It was awfully solemn. At the end of every sentence, the saints shouted, "Glory, hallelujah." The countenance were lighted up with the glory of God, and they shone with glory, as did the face of Moses when he came down from Sinai. Is dit nie wonderlik nie, né? The wicked could not look upon them for the glory. And when the ever-ending blessing was pronounced on those who had honored God in keeping his Sabbath holy, there was a mighty shout of victory over the beast and over his image. Johannes het die rook en geraas van die finale geveg gesien en die vreugdevolle lied van die 144 met hul verlossing. While John was shown the last great struggles of the church with earthly powers, he was also permitted to behold the final victory and deliverance of the faithful. He saw the church brought into deadly conflict with the beast and his image, and the worship of the beast enforced on pain of death. But looking beyond the smoke and din of the battle, under Armageddon, he beheld a company upon Mount Zion for the Lamb, having instead of the mark of the beast, the Father's name written in their foreheads. And again he saw them, en dit is nou Openbaring 15 vers 2 tot 3, he saw them that had gotten the victory over the beast, over his image, and over his mark, and over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God, and singing the song of Moses and the Lamb. Maar wat gebeur met die ander wat oorbly? Nee? So hartseer. Gees van profesie, het die beskrywing van die 144 in Openbaring 7, 14 en 15 bietjie gemeng. Sê so, upon the crystal sea, before the throne, the sea of glass, as it were mingled with fire, so resplendent is it with the glory of God, are gathered the company that have gotten the victory over the beast, and over his image, over the mark, and over the number of his name. With the land upon Mount Zion, having the harps of gold, they stand, the 144,000 that were redeemed from among men, and there is heard as the sound of many waters, and as the sound of a great thunder, the voice of harps harping with their harps. And they sing a new song before the throne, a song which no man can learn, save the 144,000. So dis 'n lied wat net hulle gaan sing. It is a song of Moses and the Lamb, a song of deliverance. None but the 144,000 can learn that song, for it is a song of their experience, an experience such as no other company have ever had. They are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. These, having been translated from the earth, from among the living, are counted as the first fruits unto God and the Lamb. These are they which came out of the great tribulation. They have passed through the time of trouble such as never was since there was a nation. They have endured the anguish of the time of Jacob's trouble. They have stood without an intercessor. This now after the close of probation, through the final outpouring of God's judgment in 7 last plagues. But they have been delivered, for they have washed their robes. For they have washed their robes. Nie Jesus washed their robes nie. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. In their mouth was found no guilt, for they are without fault before God.
Therefore are they before the throne of God, and serve him day and night in his temple. And he that sitteth on the throne shall dwell among them. They have seen the earth wasted with famine and pestilence, the sun having power to scorch men with great heat. And they themselves have endured suffering, hunger, and thirst. But they shall hunger no more, neither thirst no more. Neither shall the sun light on them, nor any heat. For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of water. And God shall wipe away all the tears from their eyes. Kom ons gaan nou oor na vers 5 toe. En na hierdie dinge het ek gesien, en kyk, die tempel van die tent van die getuienis is in die hemel geopen. Okay. Saam met dit, kom ons lees gou Openbaring 11 vers 19. En die tempel van God het in die hemel oopgegaan, en sy verbondsark is in sy tempel gesien. En daar was weerligte en stemme en donker slae en aardbewing en groot haal. Okay. Nou die opening van die deur in hierdie vers herinner ons aan dieselfde deur wat in 1844 oopgemaak was, nê? As wat aan die begin van die oordeel was. Alhoewel die deur in albei gevalle dieselfde is die historiese geleentheid en die rede waarvoor dit oopgemaak het heeltemal anders is. Nou goed, die deur in Openbaring 11 vers 19 is oopgemaak vir God se volk om deur geloof daarin te gaan en die finale werk van Christus in die allerheiligste te volg. Nou, die deur in Openbaring 15 vers 5 word egter oopgemaak vir die plaagengele om uit te kom, omdat Christus se bediening geëindig het. Gees van profesie het sonder uitsondering die opening van hierdie deur in Openbaring 11 vers 19 op 1844 toegepas. Therefore, the announcement that the temple of God was opened in heaven and the ark of his testament was seen points to the opening of the most holy place of the heavenly sanctuary in 1844, as Christ entered there to perform the closing work of the atonement. Those who by faith followed their great high priest, as he entered upon the ministry in the most holy place, beheld the ark of his testament. As they had studied the subject of the sanctuary, they had come to understand the Saviour's change of ministration, and they saw that he was now officiating before the ark of God, pleading his blood in behalf of the sinners. Dis wat gebeur het in 1844, die werk wat in die heiligdom daar was, nê. Dis belangrik om te onthou dat Openbaring 11 vers 19, met ander woorde wat hieroor gaan, 'n nuwe reeks gebeur in die boek van Openbaring begin het. En Openbaring 15, waarmee ons nou besig, 15 vers 5 tot 8, die reeks met die einde van die oordeel dan nou afsluit. Gees van profesie het duidelik geskryf dat Openbaring 11 vers 18 gedurende die tydperk van die 6de basyn plaasvind, nie die 7de nie. Kom ons kyk gou daar. Then I saw that Jesus would not leave the most holy place until every case was decided, either for salvation or destruction, and that the wrath of God could not come until Jesus had finished his work in the most holy place, laid off his priestly attire, and clothed himself with garments of vengeance. Trek sy koningskleed aan, nee? Then Jesus will step out from between the Father and man, and God will keep silence no longer, but pour out his wrath on those who have rejected his truth. I saw that the anger of the nations, the wrath of God, and the time to judge the dead were separate and distinct, one following the other. Also, that Michael had not stood up, and that the time of trouble, such as never was, had not yet commenced. The nations are now getting angry, but our high priest is finished. He's finished his working in the sanctuary. He will stand up, put his garments of vengeance, and then the 7 Lord's plagues will be poured out. Okay. Okay, Gees van profesie pas ook altyd Openbaring 3 vers 7. Met ander woorde die tydperk van die 6de kerk. 6de kerk is
Philadelphia, nê, toe op die opening van die deur van die Allerheiligste in 1844. Men sought to close the door which God had opened, and to open the door which he had closed. But he that opens and but he that opens and no man shutteth, and shutteth no man opens, he declared, Behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. Christ had opened the door, or ministration of the most holy place. Light was shining from that open door of the sanctuary in heaven, and the fourth commandment was shown to be included in the law, which is there enshrined, that God had established no man could overthrow. Kom ons lees gou verse 6 en 5. En die 7 engele met die 7 pla het uit die tempel uitgekom, bekleed met rein, blink linne, en om die bors omgegord met goue gordels. En een van die 4 lewende wesens het aan die 7 engele 7 goue skale gegee, vol van die grimmigheid van God, wat leef tot in alle ewigheid. Nou goed, op hierdie stadium, die plaagengele nog nie hulle fisies hulle flessies uitgegooi nie, nê. Dit moet verwys na die einde van die genade tydperk, net voor die plaagval. Kom ons lees gou vers 8. En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag. En niemand kon ingaan in die tempel voordat die 7 pla van die 7 engele voleindig was nie. Nou goed, hier is die volgorde van gebeurtenis. Eers is, die plaagengele ontvang die 7 bakke wanneer die genade deursluit. Dan, die plaagengele gooi hulle bakke in opeenvolgende volgorde uit. En dan, terwyl die plaagengele hulle bakke uitgooi, kan die 144.000 lewende heiliges nie die tempel binne gaan nie, want daar is geen middelaar daar nie. En dan, nadat die plaag uitgestort is, kan slegs die 144.000 die tempel ingaan. Okay. And as we are about to enter the temple, Jesus raised his lovely voice and said, Only the 144,000 enter this place, and we shouted hallelujah. Daar is 2 geleenthede in die Ou Testament, toe die aardse heiligdom met rook gevul was, en niemand kon ingaan nie. Die eerste was toe die woestyn tabernakeldiens ingewy is, en die tweede was toe die priesters die verbondsark in die allerheiligste plek van die tempel geplaas het, wat deur Salomo gebou is. Kom ons lees gou daai 2 tydperke, net om te bevestig dit wat ons nou gesê het. Toe die wolk die tent van samekoms oordek en die heerlikheid van die Here het die tabernakel vervul. Sodat Moses nie in die tent van samekoms kon ingaan nie, omdat die wolk daarop gerus en die heerlikheid van die Here die tabernakel vervul het. Okay, en dit was die eerste keer gewees. Dit was in die tentwoning, né? Kom ons kyk gou die volgende enetjie, 1 Konings 8 vers 10 en 11. En toe die priesters uit die heiligdom uitgaan, het die wolk die huis van die Here vervul. En die priesters kon vanweë die wolk nie staan om diens te doen nie, want die heerlikheid van die Here het die huis van die Here vervul. God, albei hierdie gebeure in die Ou Testamentiese tye het aan die begin van die heiligdomsbediening plaasgevind. Openbaring 15 vers 8 kan egter nie verwys na die inhuldiging van die priesterlike bediening van Christus nie, maar eerder na die volëinding daarvan. Watter geskiedkundige oomblik word in Openbaring 15 vers 8 beskryf? Wanneer hou Jesus op om sondaars in die heiligdom te bedien, sodat niemand meer deur geloof kan ingaan nie? Die antwoord is die einde van die genadedeur, is die genadedeur toemaak. Openbaring 15 vers 8 beskryf dus die oomblik wanneer die genade tydperk eindig, en Openbaring 16 beskryf dan die 7 laaste plaas. So julle sien nou hoe werk die kronologie daarvan, né? Kom ons lees gou Openbaring 8 vers 3 tot 5. En 'n ander engel het
gekom en met 'n goue wierookbak by die altaar gaan staan. En baie reukwerk is aan hom gegee om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê. En die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God. En die engel het die wierookbak geneem en dit met vuur van die altaar volgemaak en dit op die altaar op die aarde gegooi. En daar het stemme gekom en donderslae en weerligte en aardbewing. Ons sê, so wat 'n wierookbak is die? Jy sien wat daar op die altaar was, nie? Op die altar of incense. Dis hy gewees, nie? So met ander woorde, aan die einde van die tempeldiens sal hierdie wierookbak op die aarde gegooi word. En waarna verwys dit? Voorbidding, hou nou op. Gees van profesie, die gebeure wat gelei het tot hierdie einde van hierdie genade tydperk, die uitstorting van die pla vir ons beskryf. I saw angels hurrying to and fro in heaven. An angel with a writer's inkhorn by his side returned from the earth and reported to Jesus that the work was done, and the living saints were numbered and sealed. Then I saw Jesus, who had been ministering before the ark containing the 10 commandments, throw down the censer, die wierookbak, né? He raised his hands and with a loud voice said, "It is done." And all the angelic host laid off their crowns as Jesus made the solemn declaration, "He that is just, let him be unjust still. And he that is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still." Dit is bewyse dat die genade deur toe is. Daar's niks meer wat kan gebeur, sodat jy of goed of sleg kan word nie. As Jesus moved out of the most holy place, I heard the tinkling of bells upon his garment, and as he left, a cloud of darkness covered the inhabitants of the earth. There was then no mediator between guilty man and an offended God. While Jesus had been standing between God and guilty man, a restraint was upon the people. But when he stepped out from between man and the Father, the restraint was removed, and Satan had entire control of the finally impotent. It was impossible for the plagues to be poured out while Jesus officiated in the sanctuary, but as his work there is finished and his intercession closes, there is nothing to stay the wrath of God, and it breaks with fury upon the shelterless head of the guilty sinner who was slighted salvation and hated a reproof. In that fearful time, after the close of Jesus' mediation, the saints were living in the sight of the holy God without an intercessor. Every case was decided, every jewel numbered. Jesus tarried a moment in the outer apartment of the heavenly sanctuary, and the sins which had been confessed while he was in the most holy place were placed upon Satan, the originator of sin, who must suffer their punishment. Satan is die origin van alle sondes. Hy is die een wat 'n saadjie in jou plant, né? Jy is die een wat 'n keuse maak. Then I saw Jesus lay off his priestly attire and clothe himself with his most kingly robes. Upon his head were many crowns, a crown within a crown, surrounded by the angelic host. He left heaven. The plagues were falling upon the inhabitants of the earth. Some were denouncing God and cursing him. Others rushed to the people of God and begged to be taught how they might escape his judgments. But the saints had nothing for them. Onthou, hier kom die storie van die maagde in, né? Sorry, ek het net genoeg olie vir myself, ek het nie vir jou nie. The last tear for sinners had been shed. The last agonizing prayer offered. The last burden borne. The last warning given. The sweet voice of mercy was no more to invite them. When the saints and all heaven were intercessed for their salvation, they had no interest for themselves. Life and death had been set before them. Many desired life, but made no effort to obtain it. They did not choose life, and now
There was no atoning blood to cleanse the guilty, no compassionate Savior to plead for them and cry, spare the sinner a little longer. All heaven had united with Jesus as they heard the fearful words, "It is done, it is finished." The plan of salvation had been accomplished, but few had chosen to accept it. And as mercy's sweet voice died away, fear and horror seized the wicked. Fear and horror seized the wicked. With terrible distinctness, they heard the voice, "It is too late, it is too late." Those who had not prized God's word were hurrying to and fro, wandering from sea to sea, and from the north to the east to seek the word of the Lord. Said the angel, "They shall not find it. There is a famine in the land, not a famine for bread, nor a thirst for water, but for hearing the words of the Lord." What would they not give for one word of approval from God? But no, they must hunger and thirst on. Day after day, they have slighted salvation, prizing earthly riches and earthly pleasure higher than any heavenly treasure or inducement. They have rejected Jesus and despised his saints. The filthy must remain filthy forever. Many of the wicked were greatly enraged as they suffered the effects of the plagues. It was a scene of fearful agony. Parents were bitterly reproaching their children, and children their parents. Brothers and sisters their brothers. Loud wailing cries were heard in every direction. It was you who kept me from receiving the truth, which would have saved me from this awful hour. The people turned upon their ministers with bitter hate and reproached them, saying, "You have not warned us. You told us that all the world was to be converted, and cried, 'Peace, peace,' to quiet every fear that was aroused. You have not told us of this hour. And those who warned us of it, you declared to be fanatics and evil men who would ruin us. But I saw that the ministers did not escape the wrath of God. Their suffering was tenfold greater than that of the people." Hierso kry ons 'n belangrike ding. Daar was mense gewees in hierdie tydperk wat gehuil het en sê, "Asseblief, geef ons net 'n klein bietjie kans." Mense wat regtig waar gepleed het en gesê, "Asseblief." Weet julle wie's dit? Dis mense wat die waarheid geweet het. Dis mense wat geweet het hierdie goed kom, maar gedink, "Ag, weet jy wat gaan doen? Ek gaan net nog so 'n bietjie langer dit doen. Ek gaan net nog so 'n bietjie langer dat doen. Ag, dis okay, dis vrede en alles. Die Here sal my vergewe. Ek gaan net nog so langer 'n bietjie doen wat ek nie moet doen nie." Dis mense wat die waarheid weet, wat in hierdie kerk sit. Wie is die ander mense? Die mense wat so kwaad raak. Dis die mense wat in ander kerke sit, wat ek en jy nie gaan waarsku het nie. Wie is hierdie mense wat sleg gaan afkom? This suffering was tenfold greater than that of their people. Dis ek en jy wat nie uitgaan om vir die mense te gaan vertel nie. Ek en jy wat die waarheid weet as ministers. Dis nie dat ons geswat het en ons kry die badge op nie. Ek en jy is hierdie mense. Ek en jy is verantwoordelik om hierdie mense te gaan waarsku vir dit. So wat as hulle met jou lelik is? So wat as hulle vir jou evil men of fanatics noem? So wat? So wat? Eerder dit. Of wil jy hier wees? Waar is dit? Hulle vir jou sê, with terrible distinctness, they heard the words, too late, too late. Jy daai persoon wees. Nee, en jy wil ook nie die wees wat die horror gaan beleef nie, van al die wickedness. Daai mense gaan gegooi word in horror, wat jy nie kan besef nie. Kom ons sluit gou af met hierdie woorde van Openbaring 22 vers 10 tot 12. En hy het vir my gesê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. En wie vuil is, laat hom nog vuiler word, en laat die regverdige nog meer regverdiger word, en laat die heilige nog meer heiliger word.
Ek kom gou en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal. Here is op pad en hy gaan elke een kom vergeld, of dit nou vir goed is en of vir sleg is. So, ons moes al die besluit gemaak het, maar daar's nog kans. Daar is nog kans, so maak die besluit, so gou as moontlik. Hierdie woorde is nie goeders om mee te speel nie. Hierdie woorde wat ons nou die gees van profesie uitgeleer het, dit is, dank die Vader vir dit. Dank die Vader vir dit. Want daar seker nie woorde wat het vir jou harder en sterker kon sê, as wat Ellen White dit sopas vir ons kon gesê het nie. So neem dit tot hart en maak 'n besluit. Maak 'n besluit, want as daai genade deur sluit, as daai deur sluit, het jy nie meer 'n kans nie. En jy weet nie wanneer dit is nie. Ons weet nie. OK. Om Jacy, sluit asseblief vir ons af. Onze liefdevolle Hemelse Vader, ons Skepper God, ons sê dankie vir hierdie verdere waarskuwing wat ons vandag gekry het, die blikkie wat ons gekry het in die toekoms in, en wat daar te wagte is vir hierdie wêreld. Dankie o Heer vir die woord, dankie dat ons dit kan studeer. En ons vra o Heer dat ons sal tussen die regverdiges, die heiliges wees, die wat skoon is en die voor U staan op daai dag. Dis ons verlange in Jesus naam en Amen.